Vandag in die ateljee, Erich Postumus. Hy is gewild onder die kinders, hulle is mal oor hom. Hy het net 'n manier om met hulle te werk. Hy het 'n fantastiese kinderbediening en gesinsbediening. En dan natuurlik ook staan hy bekend as Norman. Baie welkom, Erich. Hi, Lisa. Dis lekker om jou hier te hê. Is Norman ook hier so vandag? Wat? Julle moet nader sit, want vandag gaan ons baie pret hê hoor. Hasta la vista, baby. Erich, jy het net 'n manier om die kinders se aandag te hou. Ek was nou al by baie van jou optredes en hulle sit vasgenaal en hulle luister na elke woord. Wat 'n voorreg om met kindertjies te kan werk, nee? Ja. En daai bediening te en 'n verskil te maak in hulle lewens. Ja, verseker, weet jy, ek is so opgewonde, elke geleentheid, weet 'n ou, hier sit sulke skoonbladsytjies voor jou, en die Here kan op hulle harte skryf, en weet jy dat die meeste mense kom tot bekering onder die ouderdom van 7, en as 'n ou daar by hulle uitkom, voordat die ou duiwel hulle lewe stikkend maak en vernietig, dan is ek so gelukkig. Dis 'n kosbare bediening, ja, en ons belê in ons land se toekoms deur in hierdie kinders se lewens in te ploeg. Maar hoe dit alles begin, Erich? Waar het jy begin? Weet jy, ek self as kind was 'n ouetjie met baie energie gewees. Ek het baie keer pakslaag gekry oor ek geraas het in die klas, en ek kon fluit sonder laat iemand sien ek fluit. Kyk hierdie triek, kan skryf ek gaan my pen om die draai. Of ek fluit. Ja. En dan kry ou raas oor dit en alles, maar so het ek al hoe meer geleide en goeders gemaak, en my pa was bietjie in die vermaaklikheidsindustrie. Hy het vir die troepies op die grens, het hy Sonja Harold en ou Tolle van der Merwe en al die kunstenaars afgevat grens toe, en hy het nogal geniet wat ek gedoen het, en al hoe meer vir mense gesê, hoor wat doen hy en alles, en so die ding maar gegroei vanuit daai goeders, en toe die Here in my lewe inkom, toe leer hy vir my om stories te maak en iets oordentlik te doen met daai soort goeders. So, dis eintlik lekker om te weet, die goeders lê daar ingebou van kleins af, maar as die Here in jou lewe inkom, dan skakel hy daai goed aan en hy kry 'n purpose vir daai goed. Jy weet, 'n ou voel partykeer, maar ek is so anders en ek staan so uit, en die Here sê great, want jy was gemaak om uit te staan, maar kom ek kry jou regte setting waarin jy gaan blom en floreer. So ek is so gelukkig. Want jy maak 'n reuse verskil. As jy nou terugkyk oor jou loopbaan, wat staan vir jou uit? Wat is vir jou hoogtepunte? Man, ja, die Here was my deur die jare so goed, wonderlike goeders. Van die beste goed wat gebeur het op Radio Kansel, was ek so vir 7 jare jeugaanbieder, en daar was by tye omtrent 500,000 mense wat elke Saterdagoggend geluister het na die program, na Norman en Professor van der klappies. Ja. So daai was lekker. Ons het later jare ook 'n jeugfees help reël vir Radio Kansel, Godly Revolution, en dan na duisende mense daar in Midrand by Gallagher Estate by mekaar gekom. Ag, en die Here het 'n paar keer al bietjie televisie geleenthede en sulke goed oor ons pad gebring, en ons is maar net regtig opgewonde en bly oor elke geleentheid. Ek wil amper sê, elke liewe bediening en optrede is my so wow en so fees. Ek celebrate net wat die Here doen elke keer. Was daar tye in jou lewe wat jy die Here se teenwoordigheid intens beleef het? Ja, verseker. Ek praat van amper sulke groeifases. Dis asof die Here 'n bietjie trek, hy het tog vir Moses in die woestyn ingetrek vir 'n ruk en hom toe begin koop vir skaapwagter wees. En so my veilige holdingtyd was gewees na skool vir 'n ruk, was ek in 'n diensjaarspan gewees, Shiloh, onder Theo Geyser, Theo en Koos van Prophet. Ja. So ek het vir omtrent so 3 jaar onder Theo gesit en 'n geweldig baie input, mooi goed gekry, en baie van selfs Walk Through the Bible se kursusse geleer en goed. Een van die moments wat vir my wonderlik was daar, so ons diensjaarspan het so 'n oulike strandvolleybalbaan gehad met seesand, dan het ek in die oggend en daar gebid, en die een oggend gesels ek met die Here, en ek voel hy praat met my, en hy sê, Erich, as jy vir my lief is, kruip een ronde in die volleybalbaan rond op jou knie, en ek dink, julle? Net nou gaan die mense hier kom stop, is dit regtig die Here wat praat? En ek raak rustig, en ek wonder, sal die duiwel het sê, nee, is ook nie ek nie, miskien is dit die Here, kom ek doen het. En ek gaan, en na ruk voel ek weer die Here praat, en die ronde moet ek leopard crawl, en dit raak erger, soos jy nie weer mag, as iemand my nou sien, is dit nag. En ek doen het toe, en 'n derde keer gaan ek weer om die baan, en ek sien hier voor my is 'n muur, en ek besef hierdie muur gaan my by, dis 'n groot muur, en ek stop net daar, en ek draai op my rug, en ek kyk op in die swaalkies, wat in ligstrome vlieg, en die Here sê vir my, as jy in die vlees wandel, gaan jy sukkel, en moeilik voortbeweeg, maar in die gees, gaan ek soos 'n swaalkie vir daai
daai ligstrome maak en jy gaan waar ek jou guide sonder al die moeite en gesukkel, want my gees gaan voor jou uit en hy maak 'n pad. So daai dag was dit nie net 'n toets as jy lief vir my nie, dit was 'n toets. Ek het vir jou boodskap, maar gaan deur die prosesse dat jy dit kan experience. So ek is 'n groot teacher daarvan om te sê, almal is vol van kennis van die Here, maar kom ons maak dit 'n do gospel. Ons gaan ervaar presies wat wil die Here vir ons wys as ons doen en gehoorsaam is wat hy sê. Ja. Om in die gospel industrie te wees, ek doen nou self optredes, is baie keer moeilik, jy's baie op die pad, daar's nie altyd baie geld in dit in nie. Hoe hanteer jy dit? Hoe hanteer jou vrou en jou kinders dit? Ja, dit is so bittersweet ervaring partykeer, nou, dis is daai sour hoe, my eerste hape is moeilik, maar dan raak het baie lekker soet, so, ons het daai ritmes baie keer op toer, en partykeer raak die toer 'n dag of 2 te lank, of bietjie moeilike goeders, maar ons sorg dat ons in die dagboek sommer familietyd skeduleer, om saam familietyd te hê, en selfs vir my as mens, ou raak so besig, dat jy partykeer moeilik tyd vind om by die Here uit te kom, so my sterk ding vir tyd met die Here is 'n dagboekie, ek journal graag, so vroeg in die oggende, ek in die Bybel in die dagboekie, en lekker liedjies, en dis wonderlike tye van refreshment, maar daai wat jy nou gesê het van daai seisoene en daai tye, dis so 'n paar jaar terug toe die land deur die resessie gaan en alles, toe het ons ook deur 'n baie moeilike ding gegaan. Ons het vir 'n langerige CD-DVD klub gehad wat ons uitgepos het, en toe die resessie tref, toe verloor ons baie vinnige klomp lede, en ons raak toe vasgevang daarso in 'n finansiële krisis, en ons het omtrent so 2 of 3 jaar deur 'n baie moeilike ding gegaan, en die Here is vir ons net geweldig goed, en ek dink, hy laat ou ook deur goeters gaan, om te kan verstaan en medelee te hê met ander mense, en regtig high definition te kyk, nie net te sien, ja, ek weet van nie, maar om te sê, ek het ook ervaar, ek sien raak, ek weet, ek voel, so ek kan medelee met mense as hulle deur moeilike tye gaan, en ek verstaan regtig, en die Here het vir ons die ding gedraai, ons is in 'n wonderlike seisoen nou, waar hy begin besighede agter ons sit, en 'n wonderlike tyd, waar ons net sien, die Here gee vlerke, weer die swaalkie, te sê, hardloop, ek's agter jou. Ja, Erik, ons tyd is nou amper om, maar net vinnig, wat is in die pipeline, waarna kan ons uitsien, 'n nuwe CD? Ja, prys die Here, ja man, wat wonderlik is, daar's definitief 'n heerlike CD op pad, ons goed in hierdie tyd gaan oor waardes vir wenners, ons het vir 'n jaar lank waardes vir familie gemaak, met Norman stories en grappies en liedjies en alles, so ons is op pad na pragtige CD toe vir waardes, en 'n boek wat saam met dit gaan, my kind, jy is waardevol. Belangrik in hierdie tye vir ons, almal veg vir airtime, so dit gaan oor televisie skree, radio skree, selfone skree. Daar's een plek waar ons wel die ouens bereik, en dis in die kar radio. Deesdae by my bedieninge, gee ek CD's baie keer sommer gratis weg vir baie kinders, en hierdie CD se naam is Projek Forward, dit amper soos hy film Pay It Forward, so ek gee CD's baie keer gratis vir kinders, en wat gebeur, hulle word die evangeliste, wat 'n hele gesin na die Here toe lei, in die kar radio, so die kinders weet hoe om play te druk, en ek weet hoe om te praat, almal geniet dit, en die SMS'e wat ek kry is net wow, gesinne wat op 'n slag na die Here toe kom, en nou is ons besig om hierdie ding uit te rol, ons gaan kyk in hierdie jaar nou vir digitale goed, hoe gesinne in 'n proses kan inkom, om die etenstafel, kry hulle waardes vir wenners, hulle eet daai waarde as 'n fees, hulle kyk dit, hulle enforce dit, hulle vier dat die kinders hierdie waardes doen, en so glo ons en vertrou ons dat ons daai familiebande gaan sterk bou, so asseblief, kyk uit in die boekwinkels vir hierdie goed waardes, en alles van Norman, ek glo met my hele hart, hier kom 'n groot jaar. Dit klink wonderlik en opwindend, en baie seën vir dit, en dankie vir jou tyd, Erik, dit is lekker om met jou te kuier. Ja, ek wil jou gou sê, jy het bietjie gevra oor inspirasie, en goed oor ou se lewe op 'n stadium, toe ons vroeër gepraat het, ek is so lief vir hom Angus, in die vorige sessie het ek onder die verhoog 'n klippie gaan begrawe voor die tyd, en ek glo met my hele hart, daai selfe salwing en blessing, nie net vir manne nie, maar vir die hele gesin, het sal my droom wees om eendag hom te ontmoet, en saam met hom te gesels. Ag, lekker, ek seker dit sal gebeur, sterkte vir jou hoor, Erik. Baie dankie, dit was dan nou vandag se program gewees, dankie dat jy saamgekuier het, ek is seker jy is geïnspireerd, kyk asseblief uit in die boekwinkels vir Norman, en vir Erik Postumus se inligting wat ons kinders net kan verryk, hulle is die toekoms van ons land. Tot volgende week, lekker bly.